liefling van my hart. U is die liefling van my hart. I speak the name of Jesus oor elke familie vanmôre. I come in agreement this morning that heaven is open for us. I come in agreement this morning, whatever you may ask God, God is going to give it to you. Ek hoop jy hoor wat sê die Heilige Gees vanmôre vir u, die wat te hoor het om te hoor vanmôre, dit wat ver bo en groter as jou gedagtes is. If you accept it and you come in agreement this morning that heaven, angels has been sent to your side this morning, to your address. Gesien het nie, dit wat jy nog nie van gehoor het nie, sê die Bybel, kom in die nuwe seisoen. Aanvaar vanmôre. God werk met jou. Jy's deel van sy beplanning. Jy's deel van sy organisering. Dankie vanmôre, Here. Die seën van die Here wat ryk maak en geen moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Amos 5:3 sê of 3:5 sê, ek sê seker nie. Hy sê dien die Here en jy sal lank lewe. If you want an extended lifetime, as jy nog langer wil lewe wat buite jou familieryk is of waar ook al of in jou beplanning is, hou aan om God te dien. Halleluja. Ek sien 'n geopende boek. Iemand moet dit hoor vanmôre, ek sien 'n geopende boek en wat my aandag trek vanmôre, dat jou naam is geskryf met bloed. Jy is myne, ek het jou by jou naam geroep. Iemand moet dit weet vanmôre, dat die Gees van die Here sê vir jou vanmôre, dat terwyl jou ouers se naam gesoek het, het ek die Here daardie naam in hulle hart en hulle gedagtes gesit en hulle het in 'n agreement gekom. Dis die naam wat God gekies het vir jou. Halleluja. Iemand is hier en sy naam is Jesus. Die woord is die hoogste gesag. God het dit vanmôre. Jy moet dit besef vanmôre. God het dit. Die punte en die kommas en die uitroeptekens wat jy nie kon, jy roep uit en dit voel of God jou nie hoor nie. Dis alles deel van die hoofstuk. Dis alles deel van die hoofstuk. Die hartjies, die sterre, die sonnetjies, die uitroeptekens, die aanhalingstekens. Iemand het nodig om het te hoor vanmôre. Jy is so lief om te skryf en die Here sê dis alles deel van dit. Sodat wanneer iemand anderster jou lewensverhaal hoor, jou getuienis, en hulle lees dit en hulle luister na dit, dan weet hulle presies alles was in plek. Amen. Amen. In die naam van Jesus. Elke hart, elke gedagte is gevange in 'n hemelse ruim vanmôre. Sê vir jouself, ek gaan anders die uitstap as wat ek hier ingekom het. Hierdie dag en hierdie datum en die koördinate van hierdie gebou het God al reeds voor die grondlegging van hierdie aarde af so beplan dat jy vanmôre in hierdie diens moet wees. Want jy is in God se beplanning. Ek spreek vanmôre die seën van die Here wat ryk maak oor elkeen af. En ek bid dat die woord van die Here vanmôre deur die lippe van klei oorgedra sal word na kinders toe. En dat die Gees van die Here, Markus 16 sê dat die Here gaan saamwerk. Ek bid vanmôre die woord
'n samewerkende woord. Oor jou lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Die Here seën vanoggend. Jy kan die sitplekke neem, ek weet nie, het hulle Sondagskool volgend. Is jy opgewonde? Baie dankie vir ons orkes. Kan ons hulle hande klap gee asseblief? Skitter. Hulle is so sterre wat skitter. Hulle is so sterre wat skitter in die nag. Maar die verskil is, hulle skitter in die lig. Ek het hierdie week iets agtergekom en ek het dit agtergekom en ek het dit besef dat ons kan nie operate in liggies nie. Ons kan nie operate in liggies nie. Ek laat my liggie skyn. Ons kan nie operate in liggies nie. Want 'n liggie is nie vir God nie. Hy sê jy sal wees soos 'n stad wat bo op 'n berg is. Jy gaan skyn soos 'n stad wat op 'n berg is. En ek besef hierdie week, die een ding wat ek het en besef het, ons is geleer om in die verkleiningsvorm God te dien. En jy's in die verkleiningsvorm, ek gaan my liggie, I'm gonna let my little light shine. Ek wil vir jy sê vanmôre, sê vir die een langs jou, dat ek is nie meer 'n liggie van volgend af nie, ek is 'n lig. Ek gaan 'n verskil maak waar ek heen gaan, en elkeen van u wat inkyk volgend, dis ons eerste keer wat ons live is, en prys die Here daarvoor. En hierdie boodskap volgend, my tema van my boodskap is, God ken jou toekoms. Jeremia 29:11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. En ek wil hê daar waar jy sit vanmôre, moet jy sê vir jouself, of sê vir iemand langs aan jou, asseblief moet nou nie vinnig in mekaar so kyk, ek wil by die boodskap uitkom volgende, maar sê vir een langs jou, wanneer God sê, dan is dit die waarheid. Wanneer God sê, val dinge in plek. En hierdie diens vanoggend is soos daardie stopstraat, waar daardie twee mense by staan om vanoggend te besef, jy kom by 'n stopstraat, nie van negatief nie. Want ons sien altyd stopstrate as iets negatiefs, of mense sien altyd storms as iets negatiefs, of mense sien altyd sterk winde as iets negatiefs, of 'n mens hoor van erge storms wat aan die kant, hier was 'n baie erge storm in George, maar soos wat ons deurgery het, was ons bietjie pledge toe hierdie week gewees, ons het so bietjie 2 dae nie krag gehad nie. Maar dit het my weer laat dink aan die dae toe ons op honeymoon was. Kersies. Toe probeer ons nogal sout op die kersies gooi en ons doen al die dinge, maar dit was nie net ek en my vrou, dit was ek en my swaar en Jan en Marieke ook wat daar was, en ons het so 'n bietjie dinge geëxperiment daar binne in daai plek waar ons was, en ons het sout gegooi. Nou weet ek nie of dit die pink sout is wat miskien vinniger brand, maar ons het pink sout gebruik in plaas van wit sout. En ek het agtergekom dat dit is nie so nie. Die kers het eintlik vinniger gesmelt as wat hy normaalweg smelt wanneer jy nie sout opgooi. So dis maar net 'n manier van praat. Maar in daai tyd wat ons so die storm ervaar het en daar was nie krag nie, ons kon nie by die see uitkom nie, want die see was 12, die see het regtig waar, die plek waar ons by geslaap het met 'n 12 meter wal, jy lyk soos 'n warm mes wat jy gevat het in die kuslyn so afgesny het, 12 meter hoog. En alles was gelyk soos negatief, en ek wil vir jy sê, daar waar hy sand 'n muur gemaak het, bo oor dit, het die see nog gespoel. 12 meter hoog. Wat ek wil uitkom vanmôre is dit. Daar was 'n geweldige storm. En daar's soveel mense, daar's soveel skade. Ek sit die middag daar, terwyl ek daar sit, kom ek en ek sit al hierdie goed so by mekaar, menslik, sit ek hierdie goed so by mekaar, en die Heilige Gees help my, en ek sit hierdie goed so by mekaar, en ek kom tot op 'n slot antwoord, vir myself, ek weet nie vir wie dit nogal iets beteken nie.
hoë storms, word geweldige groot getuienisse gebore. Ons kom terug, ons sien die bome lê en die wêreld lê en alles gaan te mekaar. Ons sien hier's ouens wat bietjie hout kap en bietjie vul in 'n bakkie laai en hier's mense wat help skoonmaak en al hierdie dinge en ek sien maar hierdie dinge is besig soos 'n legkaart om by mekaar gesit te word. En weet jy, as daai water oor daai walle gekom het met vors, dan was ons weggesweep. Dan was ons nie vandag hier nie. Maar die guns van die Here is op die wie hom vertrou. Nou hoekom dit belangrik is om ek wil dit sê volgende. Vir jou wat nie aan God glo nie, hoekom dit belangrik is om 'n kind van die Here in jou vriendekring te hê, is dit. As julle by mekaar is en daar's ongemaklikheid in die buitekant en daar's 'n storm, gaan daar met jou niks oorkom nie, want daar's 'n kind van die Here daar binne. Amen. Vliegtye val nie omdat kinders van God in die vliegtye is. Huise word uit mekaar uitgeskeer nie, die bure se huise val in mekaar en dit is negatief, maar omdat jy 'n kind van God is en daar's miskien 'n wêreldse 'n vriend van jou daar, kom hy geen skade, daar gebeur met hom niks nie. Hoekom? Omdat 'n kind van God daar is. So ek wil die wêreld ek wil hulle eintlik sê, uitdaag vanmôre, maak seker jy kom by die kerk uit. Maak seker jy het mense wat jou positief beïnvloed, want as ons kinders van God is, dan kom daar positiewe getuienisse gebore, want God antwoord. Amen, is dit nie kos gee die Here net so vinnige handklap en sê dankie Here. Sê vir die Here vanmôre, dankie vir hierdie stopstraat waar ek volgend by hierdie diens is wat ek by is vanmôre en nie wat inkyk vandag. Sê bietjie dankie Here dat ek by hierdie stopstraat is vanmôre om iets te kan besef. God ken jou toekoms. Ek wil 'n skrifgedeelte lees in die woord van die Here in Jeremia 29. Maar ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee omtrent hierdie is waar God sy eie volk vir 70 jaar in ballingskap sit. Hy sit hulle vir 70 jaar in ballingskap. En hy kom en hy praat met die profeet Jeremia en hy gee vir hom hierdie uitleg van hy gee hom 'n profesie of 'n woord, hoe ook al gee dit vir hom, hoe hy dit ook al ontvang het, weet ek nie, maar God het met hom gepraat. Ek sê gister vir iemand, ek sit iemand by iemand en hy sê vir my, hoe weet jy wanneer God met jou praat? Ek sê vir hom, daai selfde stem wat vir jou gesê het, jy moet teologie gaan swat, is dieselfde stem wat met jou gaan praat elke keer. Want dis daai stem wat jou na die regte plek toe vat. Daai stem wat jou hier na die kruis toe gevat het, as iemand by 'n kerkdiens was en jy was nie by die Here nie, en daar's 'n prediker wat vir jou sê, dis nou tyd om by hierdie kruis uit te kom, is nou tyd om jou saak met die Here reg te maak, en dan môre kom hy in 'n plek en dan sien hy was in 'n groot ongeluk, maar God het sy lewe gespaar. Dis because of the cross. Want dis die gees van die Here wat met jou praat, en daai selfde stem sal jou hele lewe deur met jou praat. Ek wil net so 'n stukkie lees vir ons van hier af vanaf vers 4 af. So sê die Here van die leerskare. Dis waar Jeremia self van die woord is en hy sê so sê die Here van die leerskare. Hy sê die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap wegvoer. So hy praat met die mense wat hy wegvoer. Ek dink dit moet nogal skrikwekkend wees, want daar's party mense wat net saamloop en skryf vir Beacon Bites, en daar's ander wat saamloop en skryf vir Water and Lights, en die ander skryf vir elektries. En daar's mense wat oplet, en wat ek wil sê is, daar's mense wat oplet, en daar's mense wat nie oplet nie. God kom en hy praat met Jeremia, en hy sê vir hom, hy sê aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Hy sê bou huise en woon en plant tuine aan en eet. Hy sê eet die vrug daarvan. Neem die vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. Wanneer jy en ek op 'n plek kom in ons lewe en
hier kom God en hy praat en hy sê vir hulle, wanneer ek jou weggevoer het, en ek weet nie waar sit jy in jou lewe vandag, of waarmee is jy besig, of hoe voel dit vir jou in jou lewe? Is dit nie, het jy op 'n plek gekom in jou lewe dat jy voel, joh, Here, hierdie is dan, maar ek kan nie verstaan waar ek nou is nie. Was jy al daar? Waai so 'n bietjie vir my, dat ek net weet hierdie boodskap is vir ons. Amen. Here, ek kan nie verstaan hoe, wat, waar nie. Ek kan nie verstaan, hoe lank gaan dit nog duur nie? Die woord van die Here sê 70 jaar. En ek kan nie vir jy sê, hoe lank gaan die periode wees waar jy in jouself bevind vandag nie? Of môre, of hoe lank is jy al in hierdie proses van jou lewe nie? Want jy sien, die Here praat met my al maandag, en terwyl die Here met my maandag praat, gaan ek deur die week, en toe ek by die huis kom, toe's daar 'n geweldige saak wat vir my wag, wat ek nie van geweet het nie, en ek hoor hoeveel jaar dit is, en ek hoor alles wat plaasgevind het, en ek hoor al hierdie dinge, en ek sien, but God, I know, ek weet hierdie proses is in die plan. Amen. Ek wil vir jou volgende sê, maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak of jy 2 jaar in hierdie proses is nie. Maak nie saak wat aangaan nie. Ek wil vir jou volgende sê, jy moet dit hoor, wat sê die Gees van die Here vir jou, jy is in daai proses na sukses. Sê vanmôre vir die een langs jou, ek is in die proses na sukses. Ek is in die proses na uitkoms. Ek is in die proses na getuienis. Ek is in die proses na iets wonderliks. Jy gaan nou verstaan wat ek sê. Hy sê, so soek die vrede van die stad, waarin ek julle in balling weggevoer het. Hy sê, en ek bid daarvoor dat, hy sê, en ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. So wat sê hy vir hulle? Behou julle geloof, want julle geloof gee vir julle vrede. Dis julle geloof wat julle rigting laat hou. Dat julle moet die Bybel aanhou lees, julle moet bid, julle moet God vertrou. Hy sê, hou vas, al weet julle, die tyd is moeilik, al weet jy kan die uitkomste sien nie, maar ek wil vir jou volgende sê, hy sê vir die volk, God sê, so sê die Here, behou julle vrede. Hou daaraan vas, behou julle geloof, want dis julle geloof wat julle gelukkig hou, dis julle geloof wat julle staande hou. Hy sê, wat so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, laat julle profete nie vir julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedreig nie. Dis hoekom dit so belangrik is om God se woord te lees. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy jou herder of jou voorganger, of die ou wat vir jou bedien, ken. Daar's bedrieërs daar buite. Daar's waarsêers daar buite wat God se naam gebruik. Dan profeteer hulle oor jou, of jy maak jou hart oop en jy voel, dis vir my. Ek ken my lewe. In die meantime bedien hy al die mense so, en hy ken almal se bedieninge. Die mense wat bevryding doen, weet waarvan ek praat vanmôre. Moenie enige suiker klontjie vat wat enigiemand vir jou gee nie. As jy nie die ou ken nie, en jy loop nie 'n pad saam met hom nie, en jy het die getuienisse van hom nie, moenie laat hy inspraak hê in jou lewe nie. As jy God se woord vat, dis hoekom dit so belangrik is om God se woord te vat. Daar gebeur so 2 weke terug met my iets. En ek staan in die nag op. Ja, emosies kan jy dan maar partykeer druk na 'n plek toe, né? Emosies. Weet jy wat is emosies? Ja, hier's 'n paar wat so maak. Ek dink van die mense wat inkyk ook, stamp skouer en maak voel dat iets is nie lekker nie. Dis hoekom baie mense baie diere het, want baie mense het baie simptome en baie emosies. So elke hondjie ken elke dingetjie. Ja, en ja, algeloos. En vat my koffie
Ek sê, Here, gee vir my 'n woord vanoggend. Ek wil net iets weet. Ek wil net iets uitvind. En ek bid en ek vat skrif, soos wat ons geleer is, maak die Bybel toe en pleit die bloed. Dit werk. Dit werk. Somtyds hoor jy nie God se stem nie. Want God wil nie hê jy moet sy stem partykeer hoor nie. God wil partykeer hê ons moet die werklikheid sien. Hy wakker in ons op wanneer ons die Bybel vat en ek druk my vinger daar en hy sê, my seun. Wat? Hoe is dit moontlik? En ek lees dit verder en dit was die lekkerste koppie koffie in 'n paar maande. En die Here lê dit vir my heeltemal so uit en hy wys vir my, want ek wil vir u sê, God is 'n God van orde. God het 'n beginpunt en hy het 'n eindpunt. Ek gaan dit nou vir u bewys. En hier by vers 11 kom hy sê, wat ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou hier kom God en hy sê vir hulle, luister, ek vat julle in balling. Hy sê, behou julle geloof van vrede. Hy sê, moenie luister nie, moenie laat iemand jou van koers afhou nie, want as jy gaan bly Bybel lees, en as jy gaan bly vrede hê, dan gaan jy weet, jy's in die regte rigting. En hy sê, ek weet die gedagtes wat ek aangaande julle koester. En hy sê hierdie, hy druk dit vir hulle uit, hy sê vir hulle nie van onheil nie, want hoe maklik is dit, dat wanneer jy in hierdie posisie is waar jy sit, en jy weet jy is in 'n plek, of in 'n posisie wat jy nie wil wees nie, dan hoe maklik is dit om te sê, ag, weet jy wat, jy het gesondig teen God. Dan weet jy voor die Here, wie het al so gevoel, voor die Here daar's nie sonde nie. Ek weet voor die Here, ek het gevas tot ek moeg is, en toe ek moeg is, toe vas ek nog steeds tot ek lewe gekry het, en dis hoekom ek hier staan, maar dis die vasting wat my lewe gegee het. Ek is moeg, hoeveel keer het jy al gehoor en jy praat met mense, ek is moeg om te hoor, ek moet dit en ek moet dat en ek moet daai. En dan wat gebeur? Dan begin dit onheil te word in jou binneste, jy begin te twyfel, is dit nie so nie? Jy begin te twyfel. En God sê, hy sê, ek het nie gedagtes van onheil nie, of van vrede, om julle 'n hoopvolle toekoms, 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek wil vir iemand sê vandag, dat waar jy ook al staan in jou lewe, daar's nog 'n goeie pad wat vir jou voorlê van hierdie oggend af. Ek weet nie waar staan jy nie. Want hoor wat sê Efesiërs. Hy sê so vers 12, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. Want dis hoekom dit so belangrik is toe hy vir hulle sê, hoor hierso, julle moet julle geloof behou van vrede, want as julle gaan bid en as julle gaan, dan gaan ek julle hoor en ek gaan na julle luister. Hy sê hierso, en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele harte. Ek wil vir jou 'n skrif lees vanoggend. Ek wil hê graag die wat die Bybel sê het vanoggend, wil ek hê jy moet so toe gaan. Ons moet highlighters kry in hierdie kerk van vandag af asseblief. Matteus 7:7. Matteus 7 vers 7. Lappie. Dankie. Matteus 7 vers 7, hoor wat sê Matteus 7 vers 7 in lyn met Jeremia 29. Hy sê so, bid, hy sê so, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word.
Wow! Daar kom in die Ou Testament, en die kom herhaal hy dit in die Nuwe Testament. Matteus 7:7. Hy sê, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En hy kom dan vers 9, en hy sê, watter mense is daar onder julle wat, as sy seun om brood vra, as hy om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee. Want God het geweet, in die beplanning, jy moet hoor vandag, hy het 'n plan en hy het 'n struktuur hoe hy volg. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom verkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Voor die grondlegging van hierdie aarde, ek wil vir u sê, toe hy vir Adam en Eva gemaak het, toe het hy geweet Adam gaan val. Want 'n mens moet afhanklik wees van God. Die belangrikste ding wat God wil hê in ons lewens is om ons wil te breek. Jy kan nie sukses hê as jy nie God, as jy nie jou wil gebreek het nie. En baie interessant wat ek vir julle wil gee vanoggend is dit. Sê bietjie, ek was voor die grondlegging van hierdie aarde af van God se plan. Sê dit. Sê ek was voor die grondlegging van hierdie aarde af in God se plan. God ken jou toekoms. Toe Adam geval het dit gelyk of alles verlore is. Het jy geweet, tussen Abraham en Adam is daar 20 geslagte. Tussen Abraham en Adam, toe word Abraham ons geloofsvader. Maar daar's 20 geslagte wat gebeur het, van Adam af tot by Abraham. Nou nie vir my, ek wil vir 'n prentjie skep vanmôre om vir te sê, dat wanneer God met iets begin, dan eindig hy ook met dit. Daar's 20 geslagte. Toe Adam val, toe lyk dit of alles verlore is. Maar God het al reeds 'n plan gehad. Jesus, die beloofde saad, sou kom om te herstel wat gebreek is. In die wêreldse beplanning het hulle nooit geweet van Jesus, but God knows it. God het dit geweet. Hy gaan iemand moet stuur om hierdie te herstel en sy kinders met hom weer te verenig. God weet die beplanning wat hy het oor jou lewe. Noag het vir God gesê God het vir Noag gesê om 'n ark te bou. Dit maak my opgewonde hierdie vanmôre, om volgende te besef, dat jy is in God se beplanning. En dat jy vanoggend moet weet, die Bybel is vir my en u geskryf, tot voordeel. Jy geweet dat tussen Josef en Adam is daar 73 geslagte, dit hang af of jy in Markus, Matteus of Lukas, Matteus, Markus of Lukas dit kyk, verskillende so bietjie, maar 73 geslagte tussen Josef en Adam. Ek het so bietjie gaan opkyk na dit. Want ek wil vir 'n prentjie teken vanmôre om vir te sê dat toe God vir Israel gesê het en in Efesiërs gesê het dat ek het jou geken voor die grondlegging van hierdie aarde en dat God die planne ken vir jou en vir jou 'n hoopvolle toekoms het, wil ek vir jou vanoggend sê dat jy moet weet dat God werk na 'n rigting toe. Ek weet nie hoe lank werk die proses nie. Ek weet nie. Maar wat ek weet is, wat ek vir u wil sê vanmôre is, dat van Adam af tot by Jesus het God 'n plan gehad.
700 jaar na, 700 jaar voordat Christus gebore is, kom die profeet en hy profeteer, daar gaan 'n seun gebore word. 700 jaar voor Christus. En God kom en hy praat met ons en hy kom, Paulus skryf die boeke. En God sê, ek ken die planne wat ek vir jou het. En ek wil jou vanoggend bemoedig, dat waar jy is, vandag, God weet waarheen werk hy met jou. Hy werk na iets beters toe. 'n hoopvolle toekoms. Sê bietjie vanmôre vir die een langs jou. Ek wil nie sê vandag, die dag toe ek my besigheid verloor het, en ek daai transaksie geteken het, en ek alles verloor het. Alles. Toe voel dit vir my, soos die Israeliete, wat in balling uitgevoer is, want jy kom op 'n plek in jou lewe wat jy voel, jy kan God hoe lank dien, wat jy voel, ja, ek staan nou alleen. Ek voel ek emosioneel, ek voel soos 'n failure, voel ek het my seun en my dogter en my vrou het ek gefail. Ek het nooit geweet, ek werk na so iets moois toe nie. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nie geweet dat dit wat ons hier het, is beter as wat ons daar gehad het nie. Maar terwyl God vir Israel sê, deur die profeet, dat ek voer julle uit. Hou aan lewe. Hou aan plant. Dat julle meer word en nie minder word nie, want jy sien, die vyand wil hê, jy moet swak word. Want die oomblik as jy begin swak word, dan kan jy nie doen wat jy gedoen het gister en eergister nie. Is dit so? Ek's besig om by 'n sterk jong man te sit, 'n sterk jong man, groot seun. En hy sê daar, hy was so, maar ek kan nie. Maar die Here sê vir my, this is just a part of a testimony. Amen. Ek wil vir jou vanoggend sê, terwyl jy na hierdie boodskap kyk en jy weet nie waar jy nou in jou lewe is nie, of waar jy jouself bevind nie, ek wil vir jou vanoggend sê, hoor wat sê die woord van die Here, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms al reeds bewerk. Bly net in jou geloof. Bly net vas staan. Ek wil vir jou vanoggend kom motiveer om vir jou te sê, dat hy het jou hand en hy vat jou na dit toe wat hy vir jou voorberei het. Al die simptome wat jy nou in hierdie stadium van jou lewe ervaar, gaan verander in getuienisse, dat iemand anderster moet jou boek vat om te lees, en onthou dit, hy ken jou toekoms. Voordat God die aarde gemaak het en gesê, sterrestelsel, maan, son, die dag en die nag, die water en die see en die aarde geskei het, en voordat hy die mens gemaak het en gesê het, ons moet iemand maak in ons vorm, in ons image, voordat hy die arm gemaak het en Eva daarna geskep het, en hy het gesê, dit is alles goed en wel, en dit is mooi en dit is reg, want dit was according met sy beplanning. Voordat hy al daardie dinge gedoen het, het hy jou toekoms vir jou klaar bewerkstellig. Ek wil jou vanoggend dit kom bemoedig. En vir jou sê, God het dit. God het dit. God het dit. Partykeer dan is ietsie klein, en ek kan dit nie verstaan, maar hoekom, maar hy het 'n fase om te groei. My vrou het eendag 'n mooi boodskap by 'n vrouekamp gebring, en dit bly nog steeds hier binne in my gedagtes, hier agter in my hart vasgewortel.
God weet waar werk hy met jou heen. As alles gefaal het, gaan hierdie proses nie jou nie faal nie. Hierdie proses gaan jou bou. En mag jy vandag met hierdie woord uitgaan en besef, God werk met jou na iets beters toe. En dit wat waarin God jou mee werk, en die proses wat hy het, en die tydperk wat hy het. Hou aan, Matteus 7:7. Soek, klop en bid. Hou jou geloof, dit hou jou direction, dis jou kompas. Ek weet die Here, ek weet die Here, ek weet die Here. En by 'n oogse knip staan jy daar en jy besef, ja, dit was alles vir 'n nuwe seisoen. Amen. Dit was alles vir 'n nuwe seisoen. En dan word jou getuienis gebore, en dan is daar iemand anderste wat lewe kry uit jou getuienis uit, want to his glory, nê? Aan God die eer. Aan God die eer. Amen. Ek wil hê ons moet opstaan vanmôre. En die musikante vir ons 'n lied kom sing vanmôre van hoop. I speak the name of Jesus. God se gedagtes aangaande jou is nie onheil nie. Is nie onheil nie. God se gedagtes aangaande jou is vrede. En weet jy wat? 'n hoopvolle toekoms. Mag hierdie woord vanoggend in jou hart gebere word om te weet dat ek het vanoggend by 'n stopstraat gestaan en ek het vooruit gekyk. Ek weet nie hoe ek tot hier gekom nie. Maar jy werk na 'n hoopvolle toekoms toe. In die naam van Jesus. Vader, ek bid nou in die naam van Jesus. Nuwe krag. Nuwe krag. Dankie dat ons in die beplanning is, Here. Volgens u woord en my getuienis weet ek God is in beheer. Seën elkeen vanmôre. Seën elkeen vanmôre. Ons bid Jesus vandag oor elkeen. Ontvang nuwe krag. Wil jy moet met jou hande oop staan vanmôre en sê, Lord, I'm receiving. Ek ontvang vanmôre. Ek ontvang vanmôre nuwe krag. Die woord veg namens jou. Wanneer die woord dit sê en God sê, dan settle dit, dan bestaan dit. Jy's op pad soos 'n reisiger na 'n wonderbaarlike plek of ontmoeting met 'n asemrowende God, met sy absolute heerlikheid. Hy bekroon sy werk, hy bekroon jou vanmôre om vir jou te sê getrou en dienstig. Jy het vasgehou, jy's deurgedruk. Die Here sê, wonderwerke kom na huise toe vanmôre. Wonderwerke kom na huise toe. Kyk nie angstig rond nie, wees nie bekommerd of benoud nie. Behou julle geloof. Ek het dit. God het dit vanmôre. Skep moed, vat jou man se hand of kyk hom in die oë vanmôre. What's up jou man as hy nie by jou is nie? What's up met familie? Groep. Sê vir hulle. God sê ek het dit. God sê ek het dit. I've got this, says the Lord. I've got it. Daar's lewe. Halleluja. Sien elkeen vanmôre. In die naam van Jesus. Jy is 'n God se beplanning. Jy is 'n God se beplanning. God het jou toekoms. Bly in die geloof. Druk deur, hou vas. 1 Korintiërs 15:58 sê. Onbeweeg, altyd oorvloediglik. Staan vas. Stand firm, stand firm. Halleluja.
se woord, breek dit vanmôre. Dankie Jesus. Halleluja. Prys U vanmôre. Vader, is daar iemand was, of iemand is, wat 'n valse woord in enige iemand se lewe gespreek het en hulle van rigting afgehou het. Ons cancel dit in die naam van Jesus. Ons staan vanmôre by hierdie stopstraat en weet, U is in beheer. As jy vanoggend terugkyk en jy kyk hoe ver het jy gekom, kyk sommer op die grond, daar's net een ry voetspore. Hy het jou gedra. Die impak, ek wil dit sê vanmôre, jy kan dit nie doen sonder Jesus nie. Van die impak wat hy gehad het tot dusver in jou lewe, is dit wat jou gebring het tot waar jy is. Ek seën elkeen vanmôre in die naam van Jesus. Elkeen se ingang, elkeen se uitgang. Elkeen se handel, elkeen se wandel. Ek bid vanmôre vir besigheidsmanne. Ek bid vir invloedryke mense, invloedryke keuses en besluite. Moenie bekommerd wees nie, vir die wat bedoor vanmôre. Moenie bekommerd wees nie. Julle sal al hierdie dinge hoor en al hierdie dinge sien, maar na jou huis toe sal dit nie aankom nie. Ek seën elkeen vanmôre in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Die Here seën sy woord vanmôre. In Jesus naam. Through darkest night, His word remains my guiding light. No fear of death can hold me captive deep within, for by His grace I stand redeemed, a child of God, forever free. And bow down His head, the wrath once held for all my wrong was satisfied in love so strong. The veil was torn, the way made clear. No longer bound by guilt or fear, for Jesus bore my every shame and called me now to bear His name. Then from